Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid. Ek gesels vandag met Erika Basson, die bestuurder van Stichting vir Kinders met Gehoorverlies. Nou Erika, wat presies doen hierdie Stichting vir Kinders met Gehoorverlies? Sanet, ons is 'n geregistreerde nuwensgewende organisasie. Ons werk in noue samewerking met die Oor Instituut, waar ons families help om fondse in te samel, veral vir kokleaire implantings wat 'n baie duur operasie is. Ja. So ons fokus is regtig om die geskenk van gehoor vir kinders, veral kinders, maar volwassenes ook te gee. Mense wat nie hierdie hulpmiddels kan bekostig nie. Ja. Ons help ook onbevoorregte dowe kinders met beursgelde, skoolfondse om 'n hoofstroomskool, die Eduplex hier in Pretoria te kan bywoon, waar hulle dan ook die nodige terapie kry om spraak en taal te ontwikkel. Nou, hoe weerspieël die stigting se werk die boodskap om lief te hê, moet jy vergewe? Weet jy, ons sien so dikwels hoe liefde en vergifnis hand aan hand loop met mekaar. Ouers wat hulle self blameer, hoekom hulle nie vroeër agtergekom het, hulle kinders kan nie hoor nie, of nie vroeër, uitgereik het na hulpmiddels toe nie. Maar ons stap so pad nogal saam, saam met 'n gesin. Ja. Ons help hulle regtig deur die hele proses, en op die einde van die dag gaan dit om hierdie kind te laat hoor nie, maar dit gaan ook daaroor om hierdie harte gesond te maak. Ja. En as hierdie ouers by ons uitkom en hierdie hulpmiddels aanvaar, met oop arms en hierdie pad stap, is dit regtig 'n pad van liefde om hulle kind te help. So dit is waar die twee regtig by mekaar kom. Nou watter emosionele reise gaan gesinne deur nadat hulle ontdek het dat hul kind gehoorverlies het? So dit is ook 'n baie emosionele reis. Aanvanklik natuurlik baie skok as jy agterkom of hoor jou kind kan nie hoor nie. Baie hartseer, baie verwyte en selfs vrees, dink ek. Dit is regtig 'n emosionele reis, 'n wipplank-reis op en af, sal ek sê. Daai skuldgevoel wat hulle saam met hulle dra, weer eens tot hulle dan nou by 'n hulpmiddel uitkom. En dit is maar 'n proses. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie, maar om hulle daai hoop terug te gee, te wys, daar is hoop en daai hoop kan 'n werklikheid word. Jy moet net die pad saamstap. Jy moet net bereid wees ook om jouself te kan vergewe, want sonder daai vergifnis kan jy nie oop wees om hierdie pad saam met jou kind te stap. Jy het altyd daai bietjie hoop binne in jou, en as jy kan sien, daai hoop kan 'n werklikheid word. Daar is regtig 'n oplossing. Dit verander 'n hele gesin se dinamika op die ou ende van die dag, want met 'n dowe kindjie in die huis, dit is 'n moeilike pad. Seker 'n baie groot aanpassing ook. Natuurlik. Ek dink dit is 'n hele kommunikasie gaping. Dit affekteer soveel aspekte daar buite, en as jou kind daai geskenk van gehoor kry, verander dit alles. Dit verander die hele prentjie. Kan jy 'n storie deel waar vergifnis 'n kragtige rol in 'n gesin se genesing gespeel het? Daar's vreeslik baie stories. Kyk, elke storie is anders en elke gesin het sy eie storie, maar ek kan vir jou sê van een mamma wat byvoorbeeld, toe sy ons by ons aangekom het, sy was selfs nog daar toe sy by ons aangekom het, by daai gevoelens, maar my ook vertel het van hoe verskriklik skaam sy was vir haar kind. Want aanvanklik nie regtig geweet het dit is gehoorverlies nie, maar haar kind kon, die mylpale was agter, kon nie kommunikeer met ander maatjies nie, so sy het regtig hulle hele gesin weerhou van byeenkomste en kuiers saam met familie en vriende, want haar kind kan nie interaksie hê met hierdie maatjies nie, of niggies en neefies nie, en sy het regtig skaam gevoel, en saam met dit ook kwaad vir die Here, want hoekom is haar kind so anders, en wat moet sy doen, en ek dink dit is 'n vreeslike verwarring wat 'n ouer moet deurgaan. Toe sy wel by hulpmiddels uitgekom het ook, of agtergekom het, daar is nie regtig finansies hiervoor nie, dit is 'n duur storie, dit is 'n duur pad om te loop. Uiteindelik by ons uitgekom en gesien dat ons wel finansiëel hulle kan help, en dat ook om hierdie pad moontlik te maak, en hoe stelselmatig sy deur daai prosesse, daai gevoelens kon werk, om ook aan die ander kant uit te kom, en vandag hoor haar seentjie, hy kan kommunikeer, hy speel saam met normaal horende maatjies, dit is 'n hele ander wêreld. Nou, watter boodskap van hoop sal jy gee aan gesinne wat oorweldig of skuldig voel? Ja, ek wil eintlik maar net sê, dis nooit te laat nie, en jy is nie alleen nie, en reik uit vir hulp.
selfs jy hoor nou selfs van ons, so reik uit na ons toe. Ja. Ons kan help of kan verwys. Daar is altyd hoop. Daar is altyd 'n manier. En as jy regtig in liefde hierdie pad met jou kind gaan stap, met oop arms hierdie hulp gaan aanvaar, Ja. dan maak jy regtig ruimte vir verandering en ja, dit is hoop en dit is liefde. Daar is absoluut 'n oplossing. Baie mense reg oor Suid-Afrika word geseën en bemoedig deur Radio Kansel se dagstukkie tydskrif, Die Woord vir Vandag. Hierdie publikasie plaas daagliks die evangelie van Jesus Christus in die hande van meer as 100,000 mense en inspireer elke persoon, vanaf die professionele besigheidsman tot die hawelose persoon in nood. Elke uitgawe bevat daaglikse skrifgedeeltes en bemoedigende artikels wat jou sal help om geestelik te groei. Die boekie word uitgegee met die komplimente van Radio Kansel, maar jou donasie, groot of klein, sal ons help om die volgende uitgawe te druk, om voort te gaan om die hoop van die evangelie aan 'n wêreld in nood te bring. Die Woord vir Vandag. Kry joune vandag by 012 334 1200 of registreer aanlyn by www.radiokansel.co.za. Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot.